Here Baba, dankie vir alles wat U vir ons doen, vir U genade en die liefde wat ons weer eens bymekaar gebring het. Dankie dat elke dag net geskenk uit U hand uit is. Seën ons nou waar ons bymekaar kom, Vader, seën ons same syn. Laat die woord wat bedien word uit U mond uitkom en nie uit 'n mens uit nie. Laat elke hart en gedagte vasgevang sal word om die woord te ontvang. Laat dit 'n verskil in ons lewens kan maak, Vader, en dankie dat U altyd getrou is en saam met ons is. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Daar's ek hou net so ek oop op my plek ons. Daar's reg deur die Bybel is daar mense wat verhoudings met God gehad het en hulle het 'n pad saam met die Here gestap. And you could have seen right through the walk of their life. I'm gonna talk about the 5 major covenants in the Bible wat God gesluit het met die mens. Die 5 vernaamste verbonde wat God met die mens gesluit het. En tot vandag toe, en ons praat nou van 6000 jaar terug, we're talking about 6,000 years ago, the first covenant was made with mankind. Daai eerste verbond is 6000 jaar terug gemaak, en tot vandag toe hou God nog steeds sy verbond, maar wat mense nie verstaan nie, met elke verbond wat God gesluit het met die mens, het hy 'n teken gegee, he gave a sign that still exists to today, that everybody practices, whether you want to believe in God or not. Almal, wat ons nie verstaan nie, is daar's 5 groot covenants gemaak, 5 groot verbonde gesluit met die mens, tot vandag toe. En die mens verstaan nie, met dit het God elke keer 'n teken gelos, om vir ons te sê, dit gaan julle herinner, aan daai verbond. En ons besef dit nie, ewen die sondaar of die ou wat sy glo nie in God nie, hy herdenk daai goed. Op een of ander manier, een van daai 5 herdenk hy, so hy erken eintlik daar is 'n God. Want daai verbond kom nêrens anders voor, as waar die Bybel sê dit het gebeur nie. So it only exists in the Bible, and comes out of the Bible, so whoever argues it must show where they got it, because they're practicing it, but they say they don't believe in the Bible. So ek gaan nou bewys die 5 verbonde wat God gesluit het oor die tyd van die begin van die skepping af tot vandag toe. En al 5 het 'n teken wat wys oor dit bestaan. Jy kan teen 1 stry en sê jy doen dit nie. Jy kan teen 2 stry en sê jy doen dit nie. Maar ek gaan jou wet, elke persoon op hierdie aarde het een of ander tyd of doen een van die 5. En as jy een van die 5 doen, erken jy die Bybel. Dit kom in geen ander plek voor nie. Die eerste ou wat ek mee oor gaan praat is Noag. You must understand one thing, Noah was existing in a time, why would God, kan jy my sê, hoekom sal God 'n hele wêreld wil verwoes, wat hy geskaap het? Why would God want to destroy the completeness of mankind? Diere, mense, alles. Hoekom sal hy dit wil verwoes? God se woorde was hierdie, hy het gesê, ek gaan die aarde verwoes. Hy het gesê, ek gaan hom skoonmaak, want ek is moeg vir die mense se sonde. Jy sien, ewen toe Noag die boot bou, wat was die mense tendens? Hulle het hom gespot, hulle het hom sleg gesê, daai boot is ek en jy. Daai boot is letterlik ek en jy. Because people are still mocking you if you're a Christian. You still get treated like rubbish when you're a Christian. Jy sien, die een ding wat die duiwel nie gaan los nie is, wie was Noag se grootste challenge? Sê my gou eerlik, maar nou moet ek, I need you when I talk about this stuff, make it personal, op jou. Let's not think about someone else. Ek wil hê moet dit persoonlik maak op jou, en vir my sê, as ek die vraag vra, wie dink julle in die tyd wat God die aarde wil verwoes, Noag bou 'n boot, wie was Noag se grootste challenge op daai oomblik? Wie dink julle was dit? Jy onthou, daar's nie 'n reg en verkeerd nie, daar is 'n reg en verkeerd op die antwoord, maar you never right or wrong if you give your opinion on something like this. It's dumb people that keep quiet. Dis dom mense wat stil bly, want 3/4 van die tyd dink jy die regte ding, maar jy wil dit nie sê nie, want jy's bang om verkeerd te wees. Hell, what does it matter if you're wrong? You learn something. The proudful person doesn't want to learn, he gets angry when he gets corrected. A person that wants to become more wise, listens to correction, and takes it, and heeds it, and does something with it.
So dis die dom ou wat stil bly, dis die dom ou wat nie wil leer nie. Dwaas eintlik sê die Bybel, nie ek nie, God sê dit. So, who do you think was Noah's biggest challenge? You remember one thing, this is also a test if you know your Bible, because if you know the stories, you will know who his biggest challenge was. But I'm going to give you the answers. I actually shouldn't give you the answers and tell you go and study it, so that you can come and tell me what the answer is. Can answer. Okay, tell me, what do you think? I don't know that. Just in short, I tell think me. it was the people around him. Okay, keep quiet, stop there. Wie dink jy is dit? Try. His family himself. Julle almal is presies reg. The people that took him on the loudest when Noah was trying to do what God said, was his wife and his children. Sy eie kind het gerebelleer en sê maar God wil almal verwoes, jy bou 'n boot. Waar gaan ek 'n vrou kry as God alles verwoes? He went and they got them wives. So sy grootste challenge in die tyd wat God vir hom 'n opdrag gegee het, jou grootste challenge as jy wil doen wat God vir jou sê, is gewoonlik die mense om jou. Want that's the people that know they can break you down the most. Wie maak jou die seerste? Jou vyand of die mense naaste aan jou? You see, if an enemy does something, if anybody in Elysium does something against me, I'm okay with it. Dit pla my nie. I don't really give a damn about what you say. If you've got the proof, bring it. Let's go for it. Maar jou bek is groot want jy lewer jou opinie en jou opinion sucks. So, maar wanneer, kom ons sê, ons het 'n vriendskap gebou. Okay, ons manne wat nou op Woensdae by mekaar kom, julle en ek, julle gaan my nie altyd like nie. Ek verwag dit nie, want ek is nie 'n likeable persoon nie. Ek is nie 'n ou wat jy veronderstel is om te like nie, al try ek hoe hard. Maar, as, sê maar JJ, gaan nou of Trevor, of Frans, loop rond en praat nonsens van my en sulke goed wat nie waar is nie. Sê jy my, sit jou in my skoene, hoe moet jy dan reageer? Obviously. Maar met 'n ou wat ek nie ken nie, wat ek nie oor worry nie, gaan ek nie worry nie. Sê wat jy wil, doen wat jy wil, julle kan glo net wat julle wil. Dit pla my nie, solank as wat God die waarheid ken. Jy sien, baie mense maak goedkoop. 'n Vriend van my het altyd gesê, God het vir my gesê, en hy het 3/4 van die tyd nonsens gepraat. 3/4 van die tyd was dit was nie God nie. Maar baie mense gebruik die Bybel te goedkoop, om te sê, God weet. Pas op wat jy sê. Jy moet die vrugte dra van wat jy sê. As jy weet God weet, moenie speel met sy genade nie. Moenie daai comments goedkoop maak nie. Want die tweede deel van daai wat jy moet eintlik sê is God gaan my oordeel. Dis die deel waar jy moet begin nou dink, okay, pas op wat jy as jy sê God sê. Of God weet. Jy sien, Noag se grootste challenge was sy eie familie. The biggest stick you can take is from the people closest to you. Die mense naaste aan jou maak jou die seerste. Het ek al mense seer gemaak? Hel, ja. Die lys is long and distinguished. En as ek dit kon terugvat, sou ek dit maklik wou terugvat. Want ek was nie altyd op die plek waar ek nou is nie, en iemand op die plek waar ek nou is, gaan ek nog steeds foute maak. So you're never going to be at a place of perfection. As jy dink jy gaan nou wees, good luck with that one. You're going to be the most frustrated person on earth if you're looking for perfect people, en as jy dink jy gaan perfect wees. Gee my 5 minute saam met jou, ek sal jou kry om sonde te doen. You see, that's how easy it is. Noah's biggest challenge was his family. En baie keer, ons het Woensdag daaroor gepraat. Hier is my boodskap, so dis vir my, okay. Ek preek vir my. As dit vir jou iets beteken, please, take it. Want ek glo God wil met almal van ons praat. Maar, Noag se grootste challenge is die dinge wat hy deurgegaan het met die mense hier naast aan hom. Ek dink Noag het chommies al gemaak in al sy jare met 'n paar mense in die dorp. Nou draai almal teen hom. Die mense wat hy dink saam met hom staan, sy eie familie draai ook teen hom. Hulle kritiseer hom, hulle sê hom sleg.
Jy sien baie keer gaan dit voel asof almal teen jou draai. Okay, julle het gehoor wat ek Woensdag sê, so julle weet ek praat met myself. Dit gaan voel asof alles teen jou draai. Maar God het 'n plan. God het 'n plan. Hy sê, bou jy net die boot. Hou jou bek, los hulle uit, bou jy net die boot. God het vir Noag gesê, weet jy wat, hulle gaan jou sleg behandel, hulle gaan vir jou lag, hulle gaan grappe maak, hulle gaan jou spot. Is dit nie wat met 'n Christen gebeur nie? Jy sien, God kom en hy sê, fokus jy op my. Fokus jy op my. As jy sê, jy glo dat die verbond wat ek met Noag gesluit het, die waarheid is, fokus jy op my. Jy weet, baie keer preek ek 'n preek, nee, en ek wil nie preek nie. Ek het dit Woensdag vir hulle gesê. Baie keer hou ek kerk en ek is nie lus daarvoor nie. Maar sodra ek begin, dan kom ek agter, hel, die Here is slim. He's busy talking to me while ek beloof vir julle, soos ek nou met julle praat, is my kop werk oortyd. Want ek hoor die Here met my praat. Ek hoor hoe sê hy, gee hy sy opinies die hele tyd terwyl ek praat. Jy hoef my nie te glo nie, I don't give a damn if anybody believes me. Jy sien, maar God verwoes alles. En hierdie is die een wat ek nie dink enige een kan teenstry nie. Dis die een wat niemand kan wegpraat. Wat verskyn in die lig in baie keer? Ek praat nie van hierdie woke blikskottels op aarde wat die Rainbow Nation is nie. They took something that's sacred to us. Sacred promise from God. I will never destroy earth with water again. I will not drown my earth and my people again. Ek wil nie weer die aarde uitwis nie, want ek is lief vir julle. I love you so much, I won't send the water again. Verstaan een ding, God het die aarde skoon gemaak. He cleaned it up. Al wat oorleef het, was wie op daai boot was. Al wat oorgaan, daai boot is 'n simboliek van Jesus Christ. If you're not on the boat with Jesus Christ, you're going to drown yourself. Daai boot wys na Jesus Christus. Maar God sit 'n reënboog, né? Sit 'n reënboog in die lug om te sê, en wat sê God? Hy sê nie ek gee die reënboog om jou te herinner aan dit nie. Hy sê elke keer as ek die reënboog sien, herinner ek myself om nie so kwaad te raak om julle te verwoes nie. Die reënboog is nie daar vir ons nie. Dit moet ons laat dink, God is nou kwaad. Ergens is God kwaad. Dis wat die Bybel sê. Elke keer as jy die reënboog in die lug gaan sien, dan herinner dit my om nie deur die aarde te verwoes met die vloed nie. Lees die Bybel. Dit het niks met ons te doen nie. Dis wat God sê, ek herinner, sit die reënboog daar. So as daai reënboog opkom, dan dog ek, God is nou die hellen. Ergens is God nou die hellen en iemand moet opkyk en sien daai reënboog is daar. Die flip en blikskottels van die aarde vat nou die rainbow en hulle noem hulle alself al die Rainbow Nation. Jou blikskottel, weet jy, as jy sê jy is die Rainbow Nation, as jy 'n kind van God. Jy kan nie gay wees en al hierdie nonsens doen en jouself die Rainbow Nation noem nie. Want die reënboog is vir ons gegee. Is vir die kinders van God gegee om te sê, hey, kyk op. God is nou die hellen en weet julle wat het gebeur laas toe hy die hellen was? Maar gelukkig, daai boot wys na Jesus Christus toe. Daar is redding nou en genade nou vir enigiemand wat in die boot saam met Jesus wil klim. Dis Noag en die reënboog. Onthou dit asseblief na vandag. Noag en die reënboog. Daai reënboog bestaan vandag nog. Tweede man wat ek wil praat oor, is Abraham. Abraham het 'n pad gestap. Besef julle Abraham, en ek het dit al voorheen gesê, he worshipped idol gods. Abraham besluit, hy het nou lank genoeg vir God gewag. Sy vrou maak 'n comment, sy sê, vat my slavin en slaap saam met haar, dan het jy 'n erfgenaam. Dis 'n baie vrygewige vrou daai. Gaan doek saam met die ander girl. Ek kan 'n kind by haar hê. Abraham maak sy eie planne. Tog sê God,
besef jy ek het my verbond gesluit met Abraham, Isak en Jakob. Dis die 3 name wat hy noem. Abraham, 'n idol worshipper, 'n ou wat sy eie planne gemaak het. En tog sê God vir hom, jy sal die vader wees van alle nasies. Jou nageslag sal wees soos die sand van die see en die sterre in die lug. But God gives him a covenant. And God says the following, kan ek gou daai gryp by jou asseblief. God sê vir hom, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou hoogste stel bo al die nasies van die aarde. Dan sê hy, geseënd sal jy wees, geseënd sal jy wees in die stad, geseënd sal jy wees in jou huwelik, geseënd, maar die eerste vers is die belangrikste. As jy luister na my woord en gehoorsaam wees. Hy sê dit vir 'n ou wat 'n afgodsdienaar was. Why would God say this to a guy that chose to turn against God? Because like the boat, God knew he had a plan for Abraham. Maar die tweede deel van hierdie sê die volgende. Hy begin dieselfde as die eerste. Die eerste deel sê jy sal geseënd wees. Die tweede deel sê hierdie. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy instellings wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. Dit is presies die teenoorgestelde as wat ek sê die seëninge is. Mot en roes sal jou huis verneem. Daar sal nie kos in jou kaste wees nie. In ander woorde, hy het gesê, daar sal nie kos op die lande wees nie. Okay, stupid goed van vandag sê mieliemeel kom in 'n pakkie in Pick n Pay. Hulle besef nie dit groei op 'n land. Maar verstaan een ding mooi. God gee daai verbond wat sê as jy gehoorsaam is, sal ek al hierdie goed vir jou doen. As jy nie luister nie, sal ek hierdie goed vir jou doen. Daai verbond staan tot vandag toe nog. The Abrahamic covenant stands up to today. En as jy gaan lees Deuteronomium 28, 1 tot 28. En lees wat God sê, wat gaan gebeur, en kyk bietjie om jou, en in die wêreld, wat gaan aan. 80% van die wêreld sien God se vloeke, omdat hulle buite dit lewe. Jy sien, God gee hulle 613 wette om te gehoorsaam. Sou ek en jy dit kon maak. En weet jy wat het gebeur met iemand wat een van daai wette hulle het hulle buite die poort van die dorp gevat. Nee, hulle mag nie in die dorp gestenig wees nie. Vat hulle buite en gooi hulle met klippe dood. Kom ons vat gou 'n voorbeeld. Een van die wette, een van die 613 sê, jy mag nie vloek nie. Hoeveel mense bly lewe vandag? How many people are still alive? How many have been stoned? Almal? Because there wasn't any grey area. As jy die wet gebreek het, klaar. As ek 'n swanger vrou gestamp het en sy verloor haar kind, moet ek met my lewe betaal. If I cost you something and I broke something of yours, I had to pay you 7-fold back. Ons sou almal broke gewees het. Maar, hier kom dit, nes die boot, wys daai verbond terug na Jesus toe. Because Jesus sê, only 2 commandments I give you. Ek gee jou net 2 wette. Wat dink julle was dit? Kan iemand my sê? Liefde. Eerstens, liefde vir God, liefde vir mekaar. Living in a world of hatred, eh? People want to see the bad in someone. They don't want. How many times do people compliment someone? Do they do it more than complaining or criticizing them? Of is dit ander way? Dis albei. Hoeveel mense ken jy wat so net oploop na jou en te sê, "Jesus, so net jy lyk mooi." Hoeveel ken jy? Maar hoeveel ken jy wat as jy in 'n winkelsentrum loop wat na jou sal kyk? Okay, ek praat nou nie van Trevor nie, want hy is nou lig geraak, hy vat dit sommer dadelik persoonlik. He's looked just said it. Maar ek praat van oor die algemeen.
Tannie Marianne is reg. Loop jy in 'n winkelsentrum, ons het dit Woensdag bespreek. Vrouens se grootste vyand vandag is vrouens. Kan ek jou gou bewys ek's reg? Bewys jy my ek's verkeerd. Jaloesie, afguns. Die Bybel sê dit. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Afguns, jaloesie, haat, naaiwer, twis. Dis die 5 goed wat gebeur in vrouens. Hulle kan nie net na 'n vrou kyk en sê, "Jesus, maar jy lyk netjies vandag nie." Hulle moet iets soek oor om te kritiseer of te mou. En hulle onthou dit. Hulle onthou dit. Ek meen, maak 'n vrou, doen 'n vrou ietsie verskillend. As jy net op 'n greintjie of Tannie Marianne, net op 'n greintjie vir JJ miskien net te lank 'n drukkie gee om hallo te sê, dan versprei die stories. Hou jou bek, man. Ek gaan Charmaine my slaan. Ja, Okay. ek bedoel, weet jy wat, my opinie is, ek is nie God nie. So ek is nie 'n nice persoon nie. Hou jou bek as jy nie iets goeds kan sê nie. Ek weet, ek praat met myself, want as ek kwaad raak, is ek lelik. Dis kom ek nie sou hemel toe gegaan het as dit nie vir Jesus was nie. Ek was reguit op pad hel toe, man. Maar flip, hou jou bek. Hoekom, weet jy wat, al wanneer jy kan kritiseer, is wanneer jy meer goed praat. Ek sê jy die reg. As ek vir JJ sê, "Jesus, maar JJ, jy lyk netjies, broer. Jy lyk goed, jy lyk gesond." En dan sien ek, okay, maar jou zip is oop. JJ, jy lyk goed, maar maak jou zip oop. Almal gaan sien waar daar hang. Verstaan jy? I mean, if we get to a place where we say good things more than bad things, we will be better human beings. Jy sien, ons is geneig om 'n ander persoon se foute raak te sien en sien nie sy goed nie of haar goed nie. Maar met Abraham kom hy en hy sê, "Ek gee jou daai verbond. Gehoorsaamheid bring seën, ongehoorsaamheid bring vloeke." Nou jy moet 2 onthou nou al. Noag en die reënboog. As jy opkyk en jy sien weer 'n reënboog, jy gaan dit nooit vergeet na vandag nie. As jy die reënboog sien, onthou daaraan, God is ergens die helling. En dan bid jy en sê, "Here, as dit ek is of iemand naby aan my, asseblief, dink aan jou belofte." Want God is dan so kwaad. Hy's baie naby aan waterstuur. Maar hy sal dit nooit weer doen nie. Hy het 'n belofte gemaak. God het met Abraham 'n belofte gemaak. As jy gehoorsaam is, sal ek jou seën, ek sal kyk na jou, ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm. I will protect you, I'll provide for you. But if you disobedient, the curse will be on you and your generations to come. Until someone, onthou net een ding, 'n vloek kan nie oorgaan van generasie tot generasie as iemand besluit hulle wil regkom nie. As iemand besluit in daai generasies hulle wil die Here dien, verander daai vloek vir jou generasie. Sê maar as 2 broers en een besluit ek wil die Here dien en een besluit al 2 was sleg, hulle is rowers, hulle het alles verkeerd gedoen. Kom ons vat dit nader. Hulle is verkragters, hulle het alles verkeerd gedoen. Want as jy seker en goed noem, dan is dit mos baie erger vir mense. Daar's nie 'n verskil tussen groot en klein sonde nie, man. We have to wake up. The way we act every day is just as bad as the guy that murders somebody. Ons kan nie 'n ou in 'n boks sit en sê hy doen dit sleg nie, maar jy is altyd dikbek en jy's altyd nors en jy behandel mense soos rubbish nie. Daar's nie 'n verskil nie. 2 broers, hulle is presies dieselfde huise groot geword, hulle selfe opgetree, hulle dieselfde toekoms gekies. Ewe skielik besluit een broer, hierdie is rubbish. This doesn't work. Let me get to God. En hy ontmoet Jesus Christus en hy verander sy lewe. Die broer wat in sonde bly, sy kinders gaan ook daar wees. This is going over from one generation to another. Maar die een wat God dien, gaan begin leer om 'n beter mens te wees. And he's teaching his generations to be better. Wel, daar kan altyd weer uit daai generasies een besluit, soos met Dawid. Dawid het 2 seuns, Jerobeam en Rehabeam. Een besluit, hy wil nie meer deel wees van Israel nie, hy gaan sy eie ding doen, hy word koning van hy maak hom koning van sy eie plek. Sy nasie is toe verwoes, sy nageslag is verwoes. Israel bestaan tot vandag toe nog. Because they chose to serve God. Did Israel always do the right stuff? No, check the Bible.
kyk in die Bybel hoe baie het hulle nie gedoen wat God vir hulle sê nie. You know how easy people are to remember your mistakes? Helen, hulle is goed om jou te herinner daaraan, hè? Of is dit net ek? Okay, ek bly ek praat met die regte mense. Right, dan kom ons so Deuteronomium 18 is die verbond, en in daai verbond is baie goed wat almal doen. Almal doen dit. So hulle herken die Bybel. Third guy, Moses. Wel, Moses was 'n oulike ouetjie. Hy word in Egiptenaar se huis groot. Hy slaan 'n ou dood. Moses doen ook afgodsbediening. Moses, as God vir hom sê, praat met die klip, slat uit die klip. Moses raak die helm. Moses raak kwaad. Moses doen dinge verkeerd. Hoe die hel kan God Moses kies as een van sy kinders? Weet jy hoekom? Because through the image of Jesus Christ, God sees a good person. Dis kom die Bybel sê, Paulus sê, kyk na jou hart. Who knows your heart better than you? Not your wife, not your husband, God. Hy kyk na jou hart. Met Moses se nonsens, wat God hom teen 'n berg op. Kom ons gaan gou hierna toe. Die derde een wat niemand kan stry nie. Dis kom ek sê, ek wil sien watter een, as ek preek met myself. Ek het nog nie die preek, is nie 'n preek nie, hoor. So, God gee hom wat ons noem, wat gee hom op die berg? Die Hebreëse woord vir commandment is covenant. It's 10 covenants between man and God. God gives it to Moses. Moses moes nie gekies gewees het om dit te ontvang nie. Daar was beter mense as hy. If God chooses you, who the hell decides what's right and wrong? God or them? Die hel met die mens. As God jou roep, die hel met die mens. Wel, 3/4 is op pad hel toe. So enjoy the trip while you're there. Unless you get the compass, they call him Jesus Christ and you come right. So, wat die hel het dit met mense te doen, want Moses, Abraham en Noag moes nie ouens gewees het wat die vaders van ons nasie genoem word nie. Peer moes nie 'n pastoor gewees het nie. My eerste vraag aan God eendag wees, regtig, en nou respek. Here, was jy dronk toe jy na my gekyk het en gesê het jy wil hê ek moet 'n pastoor word? Please, no respect to God, dis net 'n comment wat ek maak. Maar my eerste vraag sal dit wees. My vraag sal wees, hoe kies jy ouens soos Noag, Moses en Abraham? Die ouens het teen jou gedraai, hulle het ander gode gedien. Hoe besluit ons wie gaan hemel toe en hel toe? As ons kyk na Abraham, Moses en Noag. Dink julle nie hierdie ouens moes hel toe gegaan het nie? Want die Bybel sê hulle het teen God gedraai. Hulle het ander gode aanbid. Wat sê die Bybel vir jou in die 10 gebooie? Jy mag geen ander gode bo God stel nie. Kom ons kom gou terug, pas ons dit vandag nog 10 gebooie. Ja, dis ons wette. Whether we like it or not, it's our law. Wat sê die een wet? Jy mag nie iemand vermoor nie. Wat gebeur as jy steel en jy word gevang? Okay, nie in Suid-Afrika nie, maar in ander lande. In Suid-Afrika kry jy 'n pat op die bek en jy word 'n president of 'n minister. As jy al ons geld steel en jy steek dit onder jou matras weg, when you hide the money under your mattress, stealing our tax money, or using $5 million to go overseas with my money, then you become president or minister of a country. And you're sitting on the cabinet, reacting like a clown, wearing a red jumpsuit, where you should be a mechanic, you're sitting talking a roll of rubbish. Where beret was worn by the green berets, the guys who fought for our country, now we've got the red ants. They're wearing red berets. And they think they're an army. You're an army of bloody clowns. Maar, ek moet eendag van topics afkom maar. Maar die 10 gebooie is daar. Jy mag nie moord pleeg nie.
Jy mag nie rondneek nie. Kyk, al hierdie goed het ek gedoen, hè. Sit gou jou hand op as jy dit nie gedoen het. Ek wil jou gou iets, nee, asseblief, doen dit. Het jy al rondgeneek? In gedagtes, ja. Wat sê Jesus? Wat sê Kon Jesus? As jy dit gedink het, het jy dit gedoen. So, en ek vra weer die vraag, het jy al rondgeneek? Het jy al gesteel? Ja, man, julle vrouens moenie heilig. Moenie my sê, jy het nie na 'n ou gekyk en gedink, flip. Aha, dis daai gedagtes. Daar het jy die 10 gebooie gebreek. Jesus kom en sê, ek gee julle 2 wette, wees lief vir mekaar en wees lief vir God. Hoekom? Want hy het geweet ons kan dit nie hou nie. Check, het jy al gedink, okay, kom ons kom nader. Het jy al gedink, flip, kyk hoe lewe hy, maar kyk wat so fancy kar hy. Ja. Okay, ek weet dis nie julle nie, is net ek en Tannie Mariaan. Okay, ons sal eerlik wees. Ek het al na ouens gekyk en dan dog ek, flip het, hy vloek soos 'n matroos, hy rook, hy drink, hy gaan so aan, sy lewe bestaan net uit parties uit, maar hy lyk asof hy die flip in lewe geniet. Ek lyk asof ek 'n las op my skouers dra, ek het die berg op my rug. Ek bly julle skud julle kop, want ek het amper alleen gevoel. Ja, stem saam. So ons breek die 10 gebooie, ons gaan almal hel toe, man. Maar Jesus kom. Verstaan julle al 3 hierdie verbonde wat gesluit is, alles wys na Jesus toe. Jesus is nou ons 10 gebooie opgesom in 1. Wees lief vir God. As jy outomaties lief is vir God, gaan jy lief wees vir mense. Gaan jy mense altyd oor die weg kom? Nou. Party paras is op die aarde om jou te irriteer. Party mense wil net jou joy en jou geluk wegvat. Hulle is so ongelukkig met hulle self, dat die persoon naaste aan hulle ook ongelukkig moet wees. Right, ons kom by Dawid. Ja, ek het al so baie oor Dawid gepraat, net amaze my, om na Dawid kyk. To look at David and think, how the hell did you choose David? Ek meen, Dawid was 'n losbol. Hy was 'n loskanon. Hy is soos baie van julle. Julle is 'n flippin loskanon. Ek is 'n flippin loskanon. Ek's eerlik met jou. Die lont is gelaai, jy weet nie wanneer ontplof hy nie. Dis ek. Dis wat die Here met my gedeel het die laaste paar dae. Hy sê, Pierre, jy is soos 'n floppende dinamieetstok. En niemand om jou weet hoe lank die lont is nie. Want hy kan enige tyd ontplof. Maar ek sit en ek dink toe ek oor die verbond sluit en die covenants oor Noag, Abraham, Moses. Hier kom Here en hy sê vir my Dawid. Ek meen, hierdie was 'n oulike ouetjie. Hulle sê met geboorte het hy rooi hare gehad. Sy gelaatskleur was so mooi en beeldskoon. Al die vrouens het hom gelyk. Hulle kom van ver af net om te sien hoe lyk Dawid. Hulle kom van ver af net om hierdie ouetjie se vrou te word. Dawid vat die tannies, hoor. Hy sê nie nee nie. Kyk, hy is definitief nie 'n fool nie. As die tannie sê ek is maklik, hy sê hy kom in. Ek het vir jou 'n kamer in my paleis. Dawid sien 'n tannie op die dak. Hy besluit, ek weet sy is getroud, maar ons sorg gou haar man uit. Kry hom uit die pad uit. Ek soek haar. Dawid is 'n mannetjie, as hy ding gesoek het hy hom gaan haal. Nathan kom by Dawid, hy sê vir hom, maar jy pleeg sonde, jy moet ophou. God gaan jou straf. Dawid se kind gaan dood. Weet jy wat's amazing van Dawid? You know what's amazing about David? His first child dies. David lays on his stomach in a sack and ash. Sak en as lê hy voor God en hy praat met God. Toe sy kind doodgaan, staan Dawid op, hy bad, hy trek aan, hy sit 'n smile op sy gesig en die mense vra die volgende vraag van hom: jou kop raas. Jy moet nou eintlik kwaad wees. Jy moet nou eintlik upset wees, jou kind is dood. Hy sê nee, die kind is klaar dood. Hy sê nou moet ek regkom met God. Jy sien baie keer as dinge verkeerd gaan in ons lewe,
voel ek nie lus om Bybel te doen nie. I don't feel like going to church. En dan kom jy met verskoning soos ek het kopseer, ek het maagseer, dis fout met my. Shut up. Die Bybel sê eintlik, die Bybel contradict jou daar. Want die Bybel sê as jy siek is, kom dan na die kerk toe sodat hulle hande op jou kan lê en vir jou bid. Wat 2 of 3 in my naam vergader is, daar is ek. So that cancels out that excuse. So almal wat 'n verskoning en ja, ek hoor in die laaste tyd mense verslaap baie. Damn, hulle is heeltyd op hulle foon, maar kan nie alarm stel nie. So wat klokkie soos ek maak, ek dink ek het hom gestel om te kom. Ja, kyk, dis een ding Tannie Mariaan, die Here weet die waarheid. Die Here weet die waarheid. Hy kyk verby boeldas. So God weet as jy per ongeluk, ek het dit ook al baie gedoen, 'n alarm gestel, dan is ek gestel vir 'n ander dag. So ja, ek verstaan dit. Maar as iets vir jou belangrik is, gaan jy double check en triple check. Vir my is God die belangrikste en wat God sê. Doen ek alles reg? Nee. So Dawid kom en hierdie is die deel wat my puzzle. Ek het laasweek gepraat oor die een vrou wat Dawid se Atalia who wanted to destroy David's lineage, sy nageslag gou destroy het, maar God het dit gered, net soos hy Moses in die wieggie gesit het. Net soos hy Jesus gered het om hom na Egipte te stuur toe hulle in Israel die kinders doodmaak. So hier kom God en hy sê vir Dawid, Jesus gaan uit jou nageslag gebore word, in die geslag van Dawid sal die koning van konings kom. Jesus se oupa was Dawid. 'n sondaar. In Jesus' lineage, did you see there was a prostitute? Daar was 'n prostituut in Jesus se nageslag. Daar was 'n vrou wat verkragt was deur haar eie boetie. Daar's 4 vrouens in Jesus se nageslag. Ek dink ek moet bietjie daaroor praat oor die 4 vrouens. Hoe belangrik hulle vir Jesus was. Jesus' lineage bestaan uit rowers, moordenaars, egbreekers, hoereerders, hoere. That's Jesus' lineage. Hoe lyk jou familie? Wat's in jou familie? As jy terugdink, wie's almal in jou familie? Dis 'n paar stukke in 'n gebreekte ouens, ja. Ek was die gebreekste een. Maar hy sê, you see, till today, people are fighting about the sign that was left through David, the covenant with David. Jesus will come and he will save the whole world. And who chooses him will be saved with him. Who chooses against him will go to hell. Sê my gou ietsie, wat is die een persoon op hierdie aarde wat hulle nou nog oor beklei en stry? Are we fighting everywhere about Buddha and Muhammad and Allah? Who are all the religions fighting about? Jesus Christ. Jesus Christus. Hulle beklei nou nog oor hom. The Buddhist wants to prove to us Jesus was only a prophet. He's not the Son of God. Certain South African religions wants to tell us there's no triune God. Nowhere the Bible says Jesus existed in the triunity. Believe what you want to, but you will pay the price. The Bible said, no Jesus, no heaven. Choice is yours. Laaste een wat ek wil praat oor, is die nuwe verbond. Jesus kom en hy sê, elkeen wat my herken, sluit ek 'n verbond mee. Ek sal die pad saam met jou stap, ek sal my Heilige Gees los om jou te lei, saam met jou te wees, I'll believe my Holy Spirit to guide you, lead you and strengthen you. Hy sê, maar daar is 'n teken wat ek vir julle los, om julle te herinner aan hierdie verbond, dat die ewige lewe is deur my alleen. Wat moet jy, soveel as wat jy by mekaar kom, herdenk en saam geniet? Communion. Die nagmaal.
Die wyn is simboliek van Jesus se bloed, gestort op daai kruis. His body is the bread that was broken for our sins, our iniquities, our problems. So weet jy wat, alles, elke ding hierso, het 'n teken gelos om vir ons te sê. Soveel as wat jy, Jesus sê die volgende, luister mooi wat sê hy oor die nagmaal. Dan gaan ek dit terugvat en daarmee afsluit. Soveel as wat julle nagmaal hou, herdenk my verhouding met jou en my belofte aan jou, my covenant met jou. Soveel as wat jy die reënboog sien, herdenk, God sal nooit weer julle verwoes met water nie. Soveel as wat julle die seën van God in Deuteronomium 28 die wette sien, en dit bestaan nie meer nie, herdenk, ek sal altyd saam met die wees wat gehoorsaam is, en die vloek sal rus op die wat ongehoorsaam is. En soveel as wat jy my naam hoor, Jesus, herdenk, daar's 'n ewige lewe, en ek het dit voorberei vir jou. En dan laastens, soveel as wat julle by mekaar kom, hou nagmaal. Dink aan wat ek vir jou gedoen het. En al is die probleme hoe groot, even if your problems are so heavy and big, when you take communion, I paid the price. Ek het klaar betaal daarvoor. Al wat jy moet doen is, maak vrede met die feit, laat weet jy wat, net soos die vloed oorgegaan het, net soos die vloek oorgaan, net soos Dawid se moeilike tyd oorgegaan het, so sal alles in jou lewe oorgaan. God sê, ek sluimer en ek slaap nie. My oor is nie te doof om te hoor nie, my oog nie te blind om te sien nie, en my arm nooit te kort om jou te help nie. Al wat jy moet doen is, do like Peter, when you're sinking, you feel you're sinking. Put out your arm, don't sink. Sit jou arm uit en sê, God help. You'll feel that arm grabbing you by the hand. Het jy al die foto gesien van die klein hand wat so is? En dan gee my gou jou hand, Frans. Amen. Die ander hand so oor mekaar. Jy sien, dit was 'n grip. Jy kan twee ways vashou as jy sterk wil grip. Okay. Ou sonder 'n duim gaan net sukkel. Jy kan 'n ou wat val so vashou, of jy kan 'n ou so vashou. En kom vertel my watter een is die sterkste. As twee ouens arm druk, en hulle druk so arm, wat gebeur gewoonlik? Nee, they have to use a strap. Because what happens is if you press and the guy sees he's losing, he opens his fingers so that you slip. As jy dit doen, kan jy dit nie meer doen nie. You locking thumbs, en try, al maak jy jou hande oop, maak jou hand oop, druk na my hand toe, jy gaan nog steeds nie kan breek nie. That is why, that picture that shows you the two interlinked hands, waar die duime gelok is, wys na God. Want as jy jou hand so uitsteek, dan gryp God jou so, en hy druk jou vas. En wat is jou normale reaksie? Enigiemand gaan doen dit hierdie week en bewys my verkeerd. Wat is jou normale reaksie as jy by 'n ou kom en ek loop na jou toe? Ek sal dit nou doen, nadat die preekklas gaan ek julle bewys dis reg. As ek na 'n ou toe kom en ek maak so, nee, om 'n ou te groet. Die ou maak nie so nie. Hy maak nooit so nie. Hy maak ook so. Hy volg jou lead. En dan lok julle hande om te groet. En die tweede ding gewoonlik, hulle trek mekaar in, om hallo te sê. Hoeveel mense, behalwe 'n koue, gevrekte, dooie mens binne, as jy oploop na iemand toe, en jy sit jou arm oor hulle skouer, en jy wil hulle druk, hoeveel druk nie terug nie? Normale reaksie. So does a smile do it. So doen vriendelikheid. Maar, so doen jou negatiewe optrede dit ook. What you portray, you draw. Wat jy wys, trek jy.
So ja, dink 'n bietjie voordat jy optree volgende keer. Al het 5 hierdie goed, moet jou herinner. God het 'n verbond gesluit met die mens en hy het een met jou gesluit wat sê jy's 'n kind van God. Don't let the devil steal what God has given you freely. Kom ons bid, let's pray. Here, baie dankie vir die woord vanoggend. Dankie dat U van Noag se tyd, van die begin van skepping af tot vandag toe, bewys het U is daar. Thank you that you've proven you are here. Lord, sometimes life is difficult, it's hard, it gets heavy, but we know we're not carrying this burden alone. Ons weet ons dra nie hierdie probleme alleen nie. En ons wil U al die lof en die eer gee vir ons wat by mekaar gekom het, seën hierdie mense, behoed en bewaar hulle, hou U hand oor hulle, en baie dankie vir 'n mooi dag wat U ons gegee het. Dis my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen. Okay. Ja, soos ek sê, pastor, partykeer so ons hoor nie, Stop maar op met jou. en ons is te vinnig met hierdie maand, Ja. want jy